Goeiemôre. Baie welkom by hierdie eerste video-erediens van ons gemeente. Ons hoop dat dit vir julle regtig tot seën sal wees. Dit is vir ons interessante tye wat voorlê. Ons weet nie hoe lank ons hierdie gaan moet doen nie. Ons glo en ons vertrou dat dit so kort as moontlik gaan wees, maar 'n mens weet nie. En ons wil julle regtig net welkom heet en ek wil net vir julle sê dat ons is saam met julle in hierdie tyd en mag vanoggend ook vir jou 'n seën wees. Mag jy regtig vanoggend beleef dat die Here saam met jou is en mag hierdie video-erediens jou ook regtig stig en mag dit ook regtig waar jou ook help om vanoggend op hierdie Sondagoggend nader aan die Here te kom. Ek gaan vir ons begin met 'n gebed dat ons die Here se teenwoordigheid erken dat hy hier is. En waar jy ook al is hy hier by ons. En dan gaan ons 'n paar liedere luister, of jy is welkom om saam te sing en die Here te aanbid op jou eie unieke manier, of jy nou alleen is en of jy saam met 'n groepie mense is. Maar kom ons maak ons oë toe en ons raak rustig. En dan bid ek vir ons saam. Wees stil en weet dat ek God is. Wees stil en weet dat ek is. Wees stil en weet. Wees stil. Wees. Vader, ons wil vir dankie sê vir hierdie wonderlike geleentheid vanoggend. Here, dankie dat ons weet, Here, dat U sê waar 2 of meer in U naam bymekaar is, daar is U ook. Here, dankie dat U in ons midde is vanoggend. Here, ons gaan vandag ook praat oor die woord erediens, wat dit beteken en wat dit behels. Ag Here, en ek wil sommer net vra, Here, dat waar ons is en dit wat vandag in ons gedagtes aangaan en wat ook al ons vir U vandag sê en wat ons ook by U hoor, Here, mag dit tot eer en verheerliking van U naam wees. Ons bid dit in die kosbare naam van Jesus. Amen. Kom ons luister na die volgende paar liedere en jy is welkom om die Here ook so te loof en te prys. Neer my lewe laat dit hier U gewy wees meer en meer. Laat my hart gedurig juig en van dankbaarheid getuig. Neer my hande maak sterk, diensbaar in U goeie werk. Neem my voete skoei hier met bereidheid tot U eer. Neem my stem en laat my sing aan U Here hulde bring. Laat my mond die boodskap dra, Hul sal vind wat na U vraag. Neem my goud en silwer hier, niks nou maak my eie meer. Al my kennis en verstand stel ek in U Vaderhand. Maak my hart vir U tot troon, deur U Gees wat in my woon. Rig my wil, gevoel en daad, altyd na U wyse raad.
Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else could take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find the way. Bring me back to you. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else could take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find the way. Bring me back to you. You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you are near. You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Help me know you are near. Help me know you U het my gemaak. U is my pa. U beskerm my, want U is goed. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Dankie Jesus. U is goed. U vergewe my. U vat my soos ek is. U gee my nog 'n kans, want U is goed.
Dankie Jesus, dankie Jesus, dankie Jesus, U is goed. Dankie Jesus, dankie Jesus, dankie Jesus, U is goed. Dankie Jesus vir die aarde. Dankie dat Jesus lewe. Dankie vir my familie. Dankie dat Jesus ons liefhet. Dankie dat Jesus ons aandag gee. Dankie dat Jesus vir ons sondes aan die kruis gesterf het. Dankie vir 'n mamma en 'n pappa. Dankie dat U vir ons tweede kanse gee. Dankie dat ons 'n huis het. Dankie dat jy die hele wêreld gemaak het. Dankie dat Jesus die blommetjies in die veld gemaak het. Dankie Jesus dat jy ons vergewe het. Dankie Jesus, dankie Jesus, dankie Jesus, U is goed. U is goed. Ons kuier vanoggend saam met mekaar om die woord en vanoggend se tema is erediens in 'n tyd van sosiale afstand. Ere koppelteken diens in 'n tyd van sosiale afstand. Nou, die jaar het afgeskop met die jaar 2020 en baie mense het 2020 gebruik en 'n metafoor gemaak om te praat oor visie 2020 wat perfekte visie is of en ja, kan 'n ou dink dat in Maart maand van hierdie jaar het dinge so radikaal anders gelyk as die begin van die jaar, die begin van hierdie nuwe dekade. En die wêreld lyk anders. Dit is as ons geweet het aan die begin van die jaar wat hierdie visie van ons sou behels. Sou ons dit dalk nie kon glo nie. Maar die jaar het omtrent op 'n interessante en op 'n de mekaar noot vir so baie mense reg oor die wêreld begin. En ek en jy weet nie wat vir ons voorlê nie, maar ons vertrou die Here en ons weet ook dat hy regtig waar mooi goeders kan laat gebeur, selfs uit moeilike omstandighede. Baie van ons het dit al in ons eie lywe beleef en ons glo en ons vertrou dat dit ook so sal wees. Maar ons het nou juis vars visie nodig om te kan floreer in 'n tyd soos hierdie. Om die Here se rol te verstaan in hoe elkeen van ons optree as sy volgelinge. En ek wil ons moet vir 'n oomblik bietjie dink aan die woord erediens, of in Engels praat hulle van worship service. En die betekenis daarvan, wat beteken dit vir ons? Wel, 'n mens sou sê as mens dink aan 'n tipiese erediens, sal jy sê dis 'n diens, gewoonlik 'n kerkdiens, waar die Here die eer ontvang, waar hy geprys word, waar sy koningskap erken word. Dis min of meer wat 'n erediens behels. Maar in die volgende paar weke gaan ons dalk so 'n bietjie na hierdie woord op 'n ander manier moet begin kyk. Ons is nou 'n bietjie in ongekende waters. Ons kan nie so 'n diens hou soos wat ons daaraan gewoond is nie. So kom ons dink weer saam aan die woord. So as ou dit moet opbreek, dan het ons ere en ons het diens. So ons het eer en ons het diens. So kom ons sê vir vanoggend se doeleinde, sê ons vir mekaar dat die woord erediens vir ons beteken diens of 'n stuk diensbaarheid wat tot eer van God is, wat God se naam sal verheerlik. Eer, diens, ons is diensbaar of ons dien op so 'n manier dat God die eer daarvoor sal kry.
As jy so aan die woord dink, dan is dit so 'n bietjie 'n ander betekenis, maar dalk is dit nader aan die realiteit vir wat erediens vir ons gaan beteken vir die volgende paar weke. So hoe lyk so 'n tipe diensbaarheid in die tyd waarin ek en jy nou leef? Jy het waarskynlik al die woorde gehoor, to flatten the curve, en met die virus wat ons almal deeglik van bewus is dit een van die voorstelle van navorsers en van dokters, dat ons kontak met mekaar minder sal maak, dat ons so ver moontlik ons kontak met mekaar sal verminder, en dat ons nie baie direkte kontak met groot groepe mense sal hê nie, vandaar hierdie video waar ons vanoggend 'n video erediens het. Maar as 'n ou dink aan erediens, diensbaar te wees tot eer van God, en 'n ou dink aan sosiale afstand, dan sou 'n ou kon sê, dalk is dit 'n vorm van diensbaarheid, om te sê, maar ons probeer om onsself op een of ander manier af te sonder van groot groepe mense, of groter groepe mense. Dit kan 'n vorm van diensbaarheid wees. Ons as gemeente het gesê, ons wil fokus op die kwesbaarstes en die weerloses in hierdie tyd. So hoe beskerm ons die kwesbares en die weerloses in 'n tyd soos hierdie? Hoe kan ons die besluite wat ons neem, of hoe kan ons in die besluite wat ons neem, ons gedrag so aanpas na gelang van die weerbares en die weerloses en die kwesbares? As ek my hand uitsteek om byvoorbeeld 'n bejaarde persoon wat siek is te groet, dan is dit byvoorbeeld dalk 'n selfsugtige ding om te doen in hierdie tyd. In hierdie tyd, soos wat ons almal weet, is dit dalk die diensbare ding om juis nie iemand byvoorbeeld met die hand te groet of om te omhels nie. As ek diensbaar wil wees en ek voel ek is siek en ek het griepsimptome, dat ek juis myself sal afsonder van mense rondom my. Want daardie persoon met wie jy kontak het, is waarskynlik baie meer kwesbaar as jy. So hier gaan dit nie oor my persepsie van wat aangaan nie, dit gaan nie oor my persepsie van, as ek siek word, hoe siek gaan ek word, gaan ek dit maak of gaan ek dit nie maak nie. Natuurlik is daar baie mense wat deur hierdie virus kom en eintlik heeltemal, dit gaan goed met hulle. Maar dis nie die kwessie hier nie. Ons gemeente het gesê, ons wil sensitief wees vir die weerloses en die kwesbares. So hoe lyk ere, koppelteken, diens vir sulke mense? Ons gaan vanoggend 'n bietjie saam lees uit 1 Petrus 3. So my Bybel is ook nog toe, so ek gee vir my en vir jou genoeg tyd om uit te kom by die boek 1 Petrus. So julle sal weet, 1 Petrus is hier agter in die Bybel, net so voor 1 Johannes en voor Openbaring en al daai boeke. So as jy by 1 Petrus uitkom, die 3de hoofstuk, dan gaan ons saam lees met mekaar vanoggend van vers 13 tot en met vers, kom ons kyk hoe ver ons kom. Ek dink vers 17, maar miskien lees ons nog so 'n klein bietjie verder. Julle sal onthou, ons is ook in die lydenstyd, die tydperk van lydenstyd. Ons dink saam met mekaar oor die lydenspad wat Jesus moes gestap het. Ons dink ook vorentoe aan dit wat by die kruis gebeur het. Ons dink aan sy opstanding. Ons is op pad Paasnaweek toe. So in ons gedagtes het ons hierdie ook in ons agterkop, terwyl ons 1 Petrus 3 saam met mekaar lees. So ietsie van die konteks voordat ons saam lees. Hierdie mense, dis baie duidelik, dat hierdie mense vervolging of lyding ervaar het. Ons is nie doodseker presies hoe die lyding gelyk het nie. Ons weet nie of dit mense was wat hulle dalk gespot het oor hulle oortuigings of oor wat hulle sê oor Jesus nie, en of dit meer formele onderdrukking was, soos byvoorbeeld die Romeinse ryk wat hulle dalk onderdruk het nie. Daarvan is ons nie doodseker nie, maar wat ons weet is dat hierdie ons lyding ervaar het. Inteendeel in die boek 1 Petrus word die woord lyding amper, ek kan nie die presiese getal onthou nie, maar ek wil sê amper iets soos
amper 20 keer herhaal, en in die hele Nuwe Testament kom die woord lyding minder as 50 keer voor. So dis 'n baie sterk tema in hierdie boek van 1 Petrus 3. So kom ek en jy lees saam 1 Petrus 3 van vers 13 af. Wie sal julle kwaad aandoen as julle beywer vir wat goed is? Maar selfs as julle sou ly omdat julle doen wat reg is, moet julle dit as 'n voorreg beskou. Moenie vir mense bang wees of julle laat afskrik nie. In julle harte moet daar net heilige eerbied wees vir Christus die Here. Wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. Maar doen dit met beskeidenheid en met eerbied vir God. Sorg dat julle gewete skoon bly, sodat die wat julle oor julle goeie lewenswandel in Christus belaster, daaroor skaam kan kry dat hulle kwaad van julle gepraat het. As dit die wil van God mag wees dat julle moet ly wanneer julle goed doen, is dit beter so as om te ly wanneer julle kwaad doen. Ook Christus het eenmaal vir die sondes gely, die onskuldige vir die skuldiges, om julle na God te bring. Christus wat as mens doodgemaak is, maar deur die Gees lewend gemaak is. En so het hy na die geeste in die gevangenis gegaan en daar sy oorwinning aangekondig. Ek dink ek gaan tot sover vir ons vanoggend lees uit 1 Petrus 3. Vers 15 van hierdie gedeelte wat ek en jy saam gelees het, is vir ons 'n baie waardevolle gedeelte en is 'n gedeelte wat ek en jy mee kan rekening hou in die tyd waarin ons ook leef. Ons het vir mekaar gesê hierdie mense het lyding beleef, hulle het onderdrukking beleef, en ons sou kon sê daar is moontlik raakpunte of raakvlakke met dit wat ons tans beleef, maar daar is ook nie, want ek en jy lewe in 'n totaal anderster tyd. Julle sou, as jy die sosiale media dopgehou het, gesien het dat daar verskeie kerke reg oor die wêreld op hierdie Sondagoggend eredienste hou in hierdie formaat soos wat ons dit vanoggend doen. En ook in Suid-Afrika ervaar ons nie onderdrukking in die sin dat ons nie vryheid van geloof het nie. Ons word dalk gebind op hierdie stadium dat ons nie kan by mekaar kom in groot groepe nie, maar soos julle sien gaan ons bediening voort. Ons bediening as kinders van die Here gaan aan. Ons is nog steeds hier, ons bemoedig mekaar, ons koester mekaar en so ons ervaar iets van swaar kry dalk, maar ons ervaar dalk nie lyding soos wat hierdie mense ervaar het nie. Maar vers 15 wil ek so 'n bietjie by stil staan, want in hier sien ons 'n paar raakpunte wat vir ons ook vandag baie relevant is. Jy sien hoop is aansteeklik. Hoop is baie aansteeklik. En as ons nie versigtig is nie, dan gaan hoop die wêreld aansteek. En ek en jy het die wonderlike voorreg om te kan deel in hierdie hoop. En ons gaan nou so 'n bietjie verder, dis kom ek so 'n klein stukkie verder as vers 17 gelees het, gaan ons iets sê oor waar my en jou se hoop vandaan kom, wat die fondasie is van ons hoop. Maar kom ek lees gou weer net 'n paar woorde uit hierdie vers uit. Baie belangrik, eers wat sê, in julle harte moet daar net heilige eerbied wees vir Christus die Here. Jy kan dit dalk so 'n bietjie omruil, die letterlike vertaling sal dalk sê, meer iets sê soos, in julle harte moet daar heilige eerbied wees vir net Christus die Here. So, ons eerbied ons is jaloers met ons eerbied, want ons eerbied behoort net aan God. Dit is 'n baie belangrike ding om te onthou. Ons lewe nie vir die eer van mense nie, ons lewe nie vir ons eie eer nie, ons eerbied is bedoel net vir God, vir Christus Jesus. Dan, bietjie verder, sê dit, wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat vir julle 'n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. Wees altyd gereed. Nou, in 'n tyd waar ek en jy dalk langer by die huis is en ons nie so baie mense sien nie, sal hierdie vers dalk so 'n bietjie amper snaaks klink. Hoe kan ek nou gereed wees om met mense 'n verduideliking te deel oor die hoop wat binne in my leef, as ek nie mense sien nie, of as ek nie toegang het tot baie mense nie? Wel, die ding is, die feit dat ons in 'n tyd van sosiale afstand leef, beteken nie dat ek en jy nie erediens
aan mense hoef te verrig nie. Inteendeel, hierdie tyd bied vir ons fantastiese geleenthede en daar is soveel plekke en soveel mense en instansies wat saam met ons vertrou, dat die Here ook hierdie tyd sal gebruik om iets nuuts, iets moois, iets wonderliks te laat gebeur in sy koninkryk en ek en jy is deel daarvan. Is jy gereed daarvoor? Wees altyd gereed wanneer iemand 'n verduideliking eis. Nou, dis ook 'n interessante ding, dat ek het geweer 'n slukkie hier vat. 'n Interessante ding dat hierdie gedeelte praat oor, wanneer mense van jou 'n verduideliking eis. Met ander woorde, dit gaan nie daaroor, hierdie gedeelte sê nie, wees altyd gereed om die hoop te deel met enigiemand, of hulle nou daarvoor vra of nie daarvoor vra nie. Hierdie gedeelte gaan oor mense wat 'n verduideliking eis oor die hoop wat in jou leef. So kom ons vra die vraag so, in watter mate moet ander mense 'n anderster tipe hoop in my lewe raak sien, dat hulle my daarvoor sal uitvra, dat hulle 'n verduideliking sal eis vir dit wat binne in my leef. Hierdie gaan nie net oor, julle moet die hoop deel wat Jesus in ons harte geplant het nie, dit gaan ook oor die substance, die essensie van ons hoop, want jy sien, daar moet sekerlik iets anders en iets mooiers en iets beters wees in my besluite, in my gedrag, en die manier hoe ek teenoor ander mense optree, in my siening oor die wêreld waarin ek en jy tans leef, dat mense vir my sal vra, hoe is dit dat jy ten spyte van dit wat nou gebeur, die ekonomie wat op 'n baie slegte plek is, mense wat siek word, hoe is dit dat jy die paniek wat ons reg oor die samelewing sien, hoe is dit dat jy met soveel hoop kan leef? Verduidelik dit vir my. En my gebed is dat ons regtig waar sal kreatief wees om met mense op 'n intentionele manier iets te deel van ons belewenis van wie God is. Ons belewenis van hoe ek en jy deels van hierdie wêreld en die rol wat ek en jy kan speel in hierdie wêreld. Is ons gereed daarvoor? In watter mate is die hoop wat binne in my en jou leef van so 'n aard dat mense 'n verduideliking sal eis van ons, van die hoop wat binne in ons leef? Dan lees ons verder dat ons dit in beskeidenheid moet doen, dat ons nie moet hoogdrawend wees of moet dink ons is beter as ander mense nie, en dan sien ons weer en met eerbied vir God, dat ons dit met 'n skoon gewete sal doen. Ons reinige skoon gewete deur vir die Here te sê, Here Jesus, dankie dat ons weet, U is die een wat ons vry maak, U is die een wat ons skoon maak, en dan natuurlik in die manier hoe ek en jy kies om te leef. Dit is hoe ons 'n skoon gewete het in hierdie wêreld waarin ons leef. Ek wil 'n ander gedeelte ook met ons deel, en dit is, jy hoef nou nie so toe te blaai nie, ek gaan net 'n paar versies lees. Dit is Psalm 84. Nou, ek gaan nie die hele Psalm lees nie. Hierdie Psalm gaan basies oor die psalmskrywer wat praat oor hoe hy eintlik so behoefte het om in die tempel van God te kom, om in die woning van God te kom. Maar die laaste paar verse van hierdie Psalm is vir my so mooi, baie bekend, van vers 11 af, waar die skrywer skryf en sê, waarlik, een dag in die tempel is beter as 1000 daar buite. Ek staan liewer by die drempel van die huis van my God, as om te woon in huise sonder God. Die Here God is ons krag en ons beskerming, die Here gee genade en eer, hy weerhou die goeie nie van die wat reg lewe nie. Here Almagtige, dit gaan goed met die mens wat op U vertrou. Nou, as ons hierdie gedeelte lees, dan kom ons agter, ek en jy het al 'n lang pad gekom van waar hierdie psalmskrywer was, want in daai tyd was die tempel baie sentraal. Die tempel was die simbool van die teenwoordigheid van God, dis waar God op 'n baie spesiale manier teenwoordig was. Maar soos wat ons die verhaal van die Bybel volg en die verhaal van Jesus volg, kom ons agter dat daar 'n skuif kom. Ons het sopas gesê, ons is in lydenstyd. Jesus het mens geword, groot skuif wat gekom het. Jesus het gesterf. Jesus het uit die dood of na die dode toe gedaal, of uit die doderyk betree. Ons het daarvan gelees in 1 Petrus ook, om oorwinning vir ons te kry. En so het hy opgevaar na die Vader toe, en toe word die Heilige Gees vir ons gestuur. So wanneer ons dink oor hierdie vers wat sê, een dag in die tempel is beter as duisende daar buite,
dan sê ons eintlik vir mekaar dat een dag in u tempel is soos om te sê een dag in u teenwoordigheid wat altyd by my is. Jy sien, ons lees in ander gedeeltes in die Bybel, 1 Korintiërs 6, as ek reg onthou, lees ons van die liggaam wat 'n tempel van God is. God kies om huis op te sit, binne in my en jou se harte. Dat God hier op 'n spesiale manier teenwoordig is. So hierdie gedeelte in Psalm 84 is vir ons eintlik 'n gedeelte om te sê, Here, ons smag na u teenwoordigheid. Mag ek bewus wees van u wat hier op 'n spesiale manier by my is. En dan lees ons ook die laaste gedeelte wat sê, van vers 11 wat sê, ek staan liewer by die drempel van die huis van God, as om te woon in huise sonder God. Jy sien, ons wat volgelinge van Jesus is, en sy weg volg en 'n verhouding met hom het, weet nie hoe dit moet voel om sonder God te leef nie. Ons huise is met God. Ons huise is gevul met die teenwoordigheid van God, en mag jy dit ook in hierdie tyd wat vir jou voorlê so beleef en so ervaar, dat God se teenwoordigheid by jou gesin, by jou geliefdes sal wees. Sjoe, julle, ons het al heel wat gesê, maar kom ons probeer so 'n bietjie vasmaak en so 'n bietjie afsluit. Al moet ons sosiale afstand beperk, hoef dit nie vir my en vir jou 'n tyd van isolasie te wees nie. Dalk fisiese isolasie, fisies die besluit om minder in kontak met baie mense te wees, die gemis wat elkeen van ons gaan hê met die geloofsgemeenskap, maar ons hoef nie in isolasie te leef nie. Reik in liefde uit na iemand wat in jou gedagtes ronddwaal. Miskien is daar 'n persoon wat jy die hele tyd aan dink. Jy kan daai persoon natuurlik nog steeds kontak, selfs besoek as jy wil. Maar hierdie tyd vra van ons kreatiwiteit, dat ons nie onsself sal isoleer nie. Ken jy dalk 'n ouer persoon wat hulp nodig het? Dalk kan jy vir 'n ouer persoon gaan inkopies doen, as hulle nie graag in hierdie tyd wil hulle self blootstel in winkelsentrums nie. Hoe kan jy goed wees vir die persone wat dalk vir jou werk? Onthou, as ons maar net dink byvoorbeeld aan publieke vervoer, dan is dit 'n groot risiko vir hierdie spesifieke tyd wat ons nou in betree. As jy jou werkers huis toe stuur, of jou werker huis toe stuur, help jy hulle om steeds kos op hulle tafel te kan sit. Hoe gaan ons mekaar tegemoet kom in hierdie tyd? Onthou, ons het gesê, erediens in 'n tyd van sosiale afstand. Hierdie is nie 'n tyd van isolasie nie. Hierdie is 'n tyd waar ons mekaar moet omhels, 'n tyd waar ons sensitief moet wees vir die mense rondom ons se behoeftes, en ook hoe ons regtig 'n verskil kan maak in die mense rondom ons se lewens. Dis my en jou uitdaging vir die tyd wat vir ons voorlê. Hoe sien die wêreld die hoop wat binne in my en jou leef? En wanneer hulle verduideliking daarvoor eis, is ons gereed om dit met hulle te deel. Die laaste paar verse wat ek gelees het uit 1 Petrus 3, het gegaan oor Jesus wat homself as 'n offer gegee het. Daar's ander gedeeltes in Petrus wat sê Jesus het self gelei, en daarom mag dit dalk wees dat ek en jy ook vir tydperke in ons lewens moet ly. Dit moenie vir ons 'n straf wees nie. Dit moenie vir ons soos 'n meelsteen om ons nek wees nie. Dit moet eintlik vir ons amper soos 'n eer wees om te sê, Here Jesus, U weet hoe dit voel om te ly. En as dit so is, as dit U wil is, soos wat die gedeelte in 1 Petrus sê, dat ek vir 'n tydperk moet ly, Here, dankie dat ek weet, dat ek eintlik net saam met U doen wat U al reeds op 'n groot skaal vir die wêreld gedoen het. Ek wil vir ons 'n laaste gedeelte lees. Jy het waarskynlik eers op sosiale media dit ook raak gesien of ook gelees. Hierdie gedeelte is geskryf deur 'n vrou met die naam Kitty O'Meara, maar dit wil vir ons blyk, sy het dit in omtrent so 2013 vertaal, maar dit lyk eintlik asof hierdie deur 'n Italiaaner geskryf is. Eintlik half terloops as jy daaroor dink, dat Italië een van die lande is wat die swaarste gebuk gaan onder hierdie tyd van siek wees, en hulle is regtig waar in 'n krisistyd. Ons kan definitief ook aan Italië dink in ons gebede. En toe het hierdie vrou hierdie gedeelte vertaal in 2013, maar as jy dit nou lees, dan voel dit asof dit
nou geskryf is vir dit wat die wêreld tans beleef. So, hoor hierdie woorde, ek gaan dit op die skerm vir jou ook sit. Hoor net bietjie hierdie woorde. Dit sê, and the people stayed home and read books and listened and rested and exercised and made art and played games and learned new ways of being and were still. And listened more deeply. Some meditated, some prayed, some danced, some met their shadows, and the people began to think differently. And the people healed. And in the absence of people living in ignorant, dangerous, mindless, and heartless ways, the earth began to heal. And when the danger passed and the people joined together again, they grieved their losses and made new choices, and dreamed new images and created new ways to live, and heal the earth fully as they had been healed. Mag iets hiervan ook vir ons waar wees. Ek weet nie wat jy tans beleef nie. Ek weet nie of jy bekommerd is, soos ander, paniekerig is. Ek weet nie hoe jou huis opset lyk nie. Miskien is jy alreeds radeloos oor hoe jy jou kinders vir 'n maand lank gaan oppas, hoe jy hulle gaan sinvol besig hou, hoe dit ook al sy. Mag iets hiervan in jou lewe ook waar word. Mag jy betekenis vind in hierdie tyd, mag dit vir jou 'n goeie tyd wees. En kom ons ondersteun mekaar. Kom ons wees daar vir mekaar en kom ons kyk hoe ons as die liggaam van Christus mekaar kan vashou en vir mekaar en vir die wêreld kan bid in hierdie tyd waarin ons leef. Kom ek bid vir ons. Vader, dit is so goed om te weet dat in 'n tyd soos hierdie, Here, dat U teenwoordig is. Here, U woord beklemtoon dit, U woord bevestig dit. Here, dat U ons nie alleen los nie, dat U saam met ons is. Of dit met ons baie goed gaan en of dit met ons baie sleg gaan. Here, U is hier. Ek wil vir U dankie sê daarvoor. Vader, dankie dat U elkeen wat na hierdie video kyk se behoeftes ken. Here, dankie dat hulle dit na U toe kan bring. En dankie, Here, dat ons as gemeente ook op kreatiewe maniere kan kyk hoe ons ook 'n verskil in hierdie wêreld kan maak. Here, ons is lief vir U. Ons wil so graag hê dat iets van die hoop wat U binne in ons geplant het, die hoop wat U kruisdood, U opstanding in ons begin het, Here, dat dit sal sigbaar word en dat dit tot seën van U sal wees, tot eer van U sal wees. Here, mag dit so wees. Dankie, Here, vir U liefde. Dankie dat ons kan vashou in U. En Here, dankie dat U ons ook vul met krag, dat U ons ook help om 'n humorsin te kan hê, om ook pret te kan hê in hierdie tyd wat vir ons voorlê. Ons sê vir U dankie daarvoor, ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. As ons nou in die erediens was saam met mekaar, dan sou ons vir mekaar gesê, daar is nou geleentheid vir die dankoffer, maar ons kan nie nou wees nie. Die dankoffer is 'n tyd waar ons eintlik simbolies vir die Here sê, Here, alles wat ek is, alles wat ek het, behoort in elk geval aan U, en hierdie is 'n sigbare teken daarvan. En ons wil jou verseker, dat by ons gemeente stop die werk nie, ons missie is dieselfde, en ons missie is om nog steeds te doen wat ons gedoen het, net op 'n anderster manier. Soos ek vir julle gesê het, ons wil graag daar wees vir die kwesbares, die weerloses, en daarom gaan die werk voort by ons gemeente. Jy sal sien, daar is nou op die skerm, gaan daar die bankbesonderhede van die gemeente wees, as jy 'n dankoffer op so 'n manier wil bring, of 'n zapperkode as jy dit so wil doen. Help ons ook, om asseblief die visie wat ons as gemeente het, die missie wat ons het, dat ons nog steeds dit kan uitdra aan hierdie wêreld. Voordat ek jou groet, wil ek graag net nog so 1 of 2 goedjies vir jou sê. Ek wil dit onder die aandag bring dat ons as gemeente graag 'n seep en 'n handreiniger projek wil begin. Hierdie projek is om juist die weerloses en die kwesbares te ondersteun. En wat ons van jou vra is dat indien jy vir jou eie gesin seep koop of handreiniger koop, dat jy asseblief nog een sal koop en dit vir ons sal bring na die kerkgebou toe. Deur die loop van die week sal die kerkgebou oop wees, die staaldeur sal oop wees, en jy is welkom om die seep of die handreiniger in 'n houer te plaas, wat ons van maandagoggend af sal hierdie boks of hierdie houer beskikbaar wees in die ingangsportaal van die kerksaal. So
ja, asseblief, ons sal sorg dat dit by die regte plek uitkom, die gemeente sal dit doen, bediening op wiele gaan ons daarmee help, ons sal kyk of daar ander behoeftes is waar ons dit kan aflaai, kom ons op hierdie klein manier kyk of ons nie ook 'n verskil kan maak in 1 of 2 mense se lewe nie, hopelik meer, so deel asseblief in hierdie inisiatief van ons, sodat ons ook vir mense wat nie kan bekostig nie, kan seker maak dat hulle higiëne reg is en op standaard is vir die tyd wat vir ons voorlê. En dan gaan ek jou groet met 'n seën. Nadat ek die seën uitgespreek het, sal daar 'n paar vrae wees vir bespreking. Indien jy 'n groepie mense is bymekaar, dan kan julle 'n bietjie daar met mekaar gesels. Mag jy 'n wonderlike week hê. Mag jy 'n geseënde week hê. Mag jy weet dat die liefde van die Here by jou is en dat jy weet die Here is teenwoordig ook daar waar jy is. Kom ek lees vir ons hierdie seën, hierdie seëngebed uit Numeri 6 voor. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Vrede vir jou.